Goeiemôre, ons praat vanmôre oor die derde ding wat mense heel hartig glo vir die waarheid en tog iets wat Jesus nooit gesê of geleer het nie. Dis wel iets wat die wêreld ons wil leer en baie predikers selfs omhels en propageer vir die waarheid terwyl dit nie in die woord van die Here staan nie. Jesus het nooit gesê dat jy jouself moet lief hê nie. Hierdie wanpersepsie word afgelei van Jesus se stelling en opdrag dat ons die Here moet lief hê met ons hele hart en met ons hele siel en ons hele verstand en dan ook ons naaste moet lief hê soos onsself. Nou word daar die verkeerlike afleiding gemaak en die fokus word gedraai na selfliefde toe om te sê dat ons nie ander kan lief hê as ons nie onsself lief het nie. Of dan, dat ons ander net kan lief hê met die mate waarop ons onsself geleer lief kry het. Hierdie is 'n afleiding wat gemaak word wat nie stroop met dit wat die Bybel leer en veral Jesus gesê het nie. Hierdie hele koersaanpassing lei jou en my op 'n dwaalspoor van misleiding en selfverheerliking, wat in sy verste ekstreem ons wil motiveer om voor die spieël te staan en vir jouself te sê hoe oulik jy is en vir jouself elke dag te moet sê hoe lief jy is vir jouself. Hierdie is verseker nie wat Jesus leer nie. Jesus se fokus val op jou liefde vir ander en nie vir jouself nie. Net soos wat hy gesê het en geleer het, doen aan 'n ander wat jy aan jouself gedoen wil hê, op dieselfde manier. Jesus preek nêrens selfliefde nie, inteendeel, hy preek selfverloning. Selfverloning is een van die unieke waardes van ons Christelike geloof. Selfverloning word soms omskryf as om jou eie doodsvonnis te teken, of dan die doodsvonnis van die eie ek, die me, myself en I, wat so maklik prominent na vore kom. Dis 'n eis wat Jesus aan sy volgelinge stel. Hy was self op unieke wyse vir ons 'n voorbeeld hierin. Hy het ter wille van ons van sy eie belang afgesien en hy het homself nie lief gehad nie, maar verloon tot die dood toe aan 'n kruis. En daarom sy appel vir jou en vir my en ook sy opdrag in Matteus 16 vers 24. Toe Jesus vir sy disippels gesê het, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Kom ons deel gou met die argument dat ons nie 'n ander kan lief hê as ons nie onsself lief het nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Om die waarheid te sê, die Bybel sê iets heeltemal anders. 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Met ander woorde, ons kan nie ander lief hê uit ons vleesmens nie. Dat ek en jy nie die vermoë in my vleesmens besit om werklik lief te hê soos wat Jesus begeer dat ons moet lief hê nie. Dat ek die vermoë ontvang om lief te hê deurdat ek wedergebore word en dan kan lief hê met my geesmens wat my daartoe in staat stel as die vrug van die gees. Selfliefde daarenteen is 'n vrug van my ou vleesmens, omdat selfliefde in wese net uitkyk vir sy eie belang en lei tot arrogantheid, trots en liefdeloosheid. Dis juis die dinge waarteen Jesus en die woord gekant is, en meer kras gestel, dinge wat God haat. So selfliefde is 'n baie gevaarlike roete vir jou en vir my as Christen om in te slaan.
omdat dit 'n vleeslike inklinasie van die ou mens is. Die beter roete om na te jaag is die roete van selfloosheid, waarin Jesus vir ons die voorbeeld gestel het. Ek sluit vandag hierdie gesprek af met hierdie laaste woorde van Paulus uit Romeine 13 vers 14. Maar, sê hy, beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Kom ons wees lief vir die een wat sy gees in ons binneste uitgestort het, sodat ons elke dag meer en meer soos hy kan wees. Selfloos, nederig en vol liefde, tot die punt waar ons lewe sal aflê vir ons vriend, soos hy dit eenmaal vir jou en vir my gedoen het. Want ek wil meer soos Jesus wees, en ek wil doen wat U begeer. Sal U die werk wat U begin het in my voltooi, sal U my elke dag verander net soos U wil, want ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees.